Gesels net nuus, episode 15. Maggie, kan jy glo ons is al by episode 15? Ja, dis wat ek nou net gesê het, ons net aangaan. Dit is 15 eintlik 'n weke. klein saaitjie wat ons begin, of 'n ideetjie. Ja, ons het begin met hierdie nuusidee wat ons besluit ons wil 'n gemeenskap nuus ding doen. Eintlik meer oor 15 events, weke. né? Ons het eintlik besluit, kom ons sê 'n bietjie vir die mense wat gaan Klerksdorp aan, Ja. wat hulle mis. En toe begin ons maar ons moet vir die ouens wat nie wil lees nie, moet ons ook 'n bietjie vertel wat gaan die dorp aan. Gesels net Ja. is eintlik gebore uit die idee dat soveel mense het gekla dat hulle weet nie wat in Klerksdorp aangaan nie ten opsigte van events of nuus ensovoorts en dat daar nie genoeg nuus is of die verkeerde nuus of wat ook al. En toe besluit ons, weet wat, kom ons bring eers vir die mense net die events Ja. wat gebeur. En toe word die ding nou maar 'n nuusprogram. En ek wil duidelikheid daarop sit, Rian. Ons bespreek wat ons raak lees. Dis hy. Ons bespreek die nuus. Ons bring nie vir julle Nuus die nuus nie. Dit is nie die hele idee nie. En daar's baie keer dinge wat gebeur wat nie in die hoofstroom media Ja. verskyn nie. En dan kom ons daarop af want ek hou daarvan om te lees. Ek hou daarvan om Ja. goed te gaan soek. Ek dink die ouens wat al op die TikTok was, veral die laaste 2-3 dae kom agter dat Rian hy gaan nie iets noem as hy nie sy feite agter mekaar het nie. Hy sal gaan research, hy sal die hele dag daar sit, hy sal sy goed agter mekaar kry goed. Ek wil sê hy is my biblioteek. Soos ek nie seker is oor iets nie, dan sê ek WhatsApp vir Rian, ek het hier raak gelees of ek stuur vir my link en ek sê vir hom, maak my seker. Want ongelukkig Maar weet jy wat, ek voel 'n mens moet altyd maar gaan oplees en Seker seker maak dat jy jou seker maak van jou feite. Ja. Dit is eintlik maar normaal. En jammerlik, soos jy sê, alles word nie altyd gepubliseer nie. En dan sê die mense maar ek het nie geweet daarvan nie en dit is waar jy dan nou sê maar gaan lees daar. Dis hy. Of ek en jy begin oor 'n onderwerp praat en sê maar dis iets wat moet bespreek word want ons het 'n min inligting omtrent dit. Kom ons kry iemand wat dalk 'n bietjie meer weet. Ja. En weet jy Gister wat, was as interessant, gevolg daarvan het ons gister 'n baie interessante gesprekkie gehad Ja. met Fatima Abdul. Wat 'n voorreg eintlik. Ja, sy het ingekom op een van ons lives wat ons besig was op TikTok en Fatima Abdul, vir die mense wat nie weet nie, is die vice president van die UIM. Ja. Ja, Wat United lekker is, ons maak oulike vriende ook want soos Albert. Jene, daai man weet ook flippend baie wat aangaan, hoor. En die lekker ding is, ons het gister, want ek weet nie waar gaan die Bella bil nie. Maggie het ook nie heeltemal 'n idee nie en ek wil net graag meer geweet het daaroor sodat ek vir mense kan vertel waaroor gaan die Bella bil en wat is die probleme daarmee. So die mense wat op TikTok wil gaan kyk op TikTok. Die mense wat op Facebook kyk, op TikTok het ek 'n mooi video waar ek en Fatima en Maggie en so een of twee ander mense die hele Bella bil en die probleem wat ons het daarmee Wat bespreek. ek ook baie geniet van TikTok is die feit dat die vrae is die gewone vrae wat ek gewoonlik vra, soos wat 'n ou op straat sou vra. Dis hy, ja. Dat jy nie die hoë geritaal het en jy het nie 'n klou wat eintlik nou vir jou vertel word nie, jy spandeer 'n hele uur op nonsens nie. Dit word regtig, daar's daai interaksie. Ek vergeet partykeer maar onder te lees, maar nou begin ek al fokus daarop, jy weet. So, maar daar kom vrae wat ek kan sê, Rian, kyk gou daai vraag, jy weet. Ja. En dit voel asof ek in 'n sitkamer sit Dis hy. en almal kuier. En met 'n klomp Ja. vriende gesels, weet, en mense kan hoëgeplaastes daar kry Ja. en mense kan met hulle praat soos vriende. En jy gaan meer weet, jy gaan die regte feite reg weet. Dis Dit hy. geniet ek. So, Maar ja, so gepraat, kom ons begin. Ek het 'n bietjie ernstige nuus dat dis eintlik 'n baie komiese geval. okay. Ernstige komiese Dis geval. ja, want dis 'n klomp mense wat probeer dinge doen wat hulle nie voorstel om te doen nie, te gebeur dinge wat Nie moes doen nie. ja, Ag, gebeur nie. Soos hulle praat in Engels, 'n snowball effek. Okay. Maar in elk geval, dit het ek nou gekry op die SAPS, ek gaan print die goed uit vir my. SAPS media statement blad, waar hulle gesê het dat daar 5 persone gearresteer is tussen die ouderdom van 24 en 42. According to information received, 5 suspects who are Zimbabwean nationals saw an advert on Facebook about the sale of maize meal in Klerksdorp. Millipub. Yeah. Okay. They then made arrangements on Tuesday, 7 May, and ultimately drove from Pretoria to come and buy the product. Met ander woorde,
Hulle het van Pretoria af gery Hiernatoe, die hele pad. om die goed te kom koop. Okay? Maar Dit ongelukkig moet 'n deal wees want ja, daai petrol van Pretoria af hiernatoe. nou dis die ding. Okay? En toe is dit 'n scam. Hulle is in Jouberton in Extension 19. Nou ek wil nie snaaks wees, maar dis nie die eerste keer dat ons Extension Nee. 19 noem nie. En terwyl hulle nou daar gesit het in die huis en gewag het vir hierdie mieliepap om nou op te daag en so aan wat hulle wil koop, toe daag daar ander karakters op en beroof hulle. En hoeveel keer het ons al hieroor gepraat? Jep. Maar ongelukkig, dit is nou scams en dis nie net scams wat gebeur in die gegoede areas nie. Dit is nou scams wat gebeur daar in daai areas ook. So, ons moet nou maar versigtig wees, maar snaaks genoeg, dis Zimbabweërs wat gescam is. Maar in 'n geval, toe is daar nou 'n vreeslike storie daarna, wat julle eintlik moet gaan lees op die media statement. Ek sal die skakel op die skerm sit op die recorded Iets ek by program. hier kom die grappie nou. Want die mense wat gescam is, besluit toe nee, wag. Ons gaan julle agterna sit, hulle traps gestel en ja. Ons gaan nie hier ons geld verloor nie. Nee, Nou way. hulle soek hulle geld terug Ja. en op die ou einde is hulle ook gearresteer omdat hulle een van die scammers gekidnap het. O my genade. So daar het 'n vreeslike snaakse ding in die agtergrond gebeur, maar in elk geval So hulle het hulle geld teruggekry, maar hulle het saam toe in dieselfde sel dalk verskyn. Ag nee. Ja. So moenie gereg in eie eie hande hande neem neem nie. Dis die punt van die hele ding. Nou daar's ook 'n ander interessante ding. En hierdie gaan nou regtig, dis vir my baie ook komieklik geweest, hoewel dit eintlik baie ernstige nuus is. Ons maak maar van ernstige nuus eintlik. Ja. Ons lees die komiese kant. Ons lees Van die ernstige. Wel, Dis ons ons daar. miskien sing ons net die komiese kant. Of so, ja. We look for the funny side. Ja. En ook the South African Police Service media statement. A collaborative operation involving Rustenburg detectives, Klerksdorp Crime Prevention and Potchefstroom Flying Squad resulted in the arrest of 4 suspects in the Dr. Kenneth Kaunda district for the possession of suspected stolen property and money laundering on Friday night. Nou, hier is waar die interessante deel inkom. Hulle het by, die span het by 'n huis in Kanana, naby Orkney, 'n persoon gearresteer. Is 'n Seng Tsabane. Okay. Hy kom van Lesotho af. So hy is 'n Suid-Afrikaanse burger. En hoekom is hy gearresteer? Omdat daar chemikalieë was wat gebruik word om die daai wat die R100 note en die geld mee gedaai word. As jy daai geld gesteel het, dan is daar 'n pakkie wat ontplof en dan daai die geld blou of allerlei pink kleure. Ja, dis reg. Die chemikalieë word gebruik om daai mee skoon te maak. So hy het letterlik geld gewas. Hy het letterlik geld gewas. Okay. So en die chemikalieë word net daarvoor gebruik. So hy's geldwassery. So interessant dat hulle toe nou later toe nog mense gearresteer het en op 'n klomp geld afgekom het wat gedaai is, maar ek sal nog vir julle die prentjies daar wys. Offisiële geldwasser. Hy dis wat Kanana money launderment. Don't bring coins, bring notes. Ek kan nie coins hê. En die mense wat nou ons nuuskanaal nou vir 'n rukkie volg, sal weet dat ons in die laaste ruk vreeslik probleme het met vullisverwydering. Ja, ene. En daai 75 miljoen rand wat nou al gedisappeer het, daai kontrak is gelukkig gekanselleer. Ja, dis reg, ja. Maar dit was veronderstel om meer as 20 vullistrokke in ons gemeenskap in te bring, sodat weet daar vir 'n vullis kan ja. Nou die goeie nuus is, ek wil graag lees hierso. Acting Executive Mayor of the City of Matlasana, Councillor Fikile Mahlope, handed over 2 new refuse trucks. Het hulle net die 0 daar agter vergeet? Ek dink hulle het 'n 0 vergeet. Iemand het nie getel nie. Ons het meer nodig. Maar ja. Of die tender het dalk deurgegaan met hulle die nelletjie per ongeluk uitgevee het. Ja, maar die interessante ding is nou, hier's nou wat hulle sê en ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar jy onthou jy, die rede hoekom hierdie kontrak opgestel is omdat Klerksdorp op 'n kol net
2 werkende trokke gehad Dis hy? Ja. Maar, hier kom die interessantheid. The 2 new trucks are in addition to the 19 that the municipality is currently operating with. So now the municipality will be rendering service with a total of 21 trucks. Waar kom hulle nou vandaan? Ek sê mos iemand doen nie hulle sommetjies reg nie. Ek Ek dink hulle tik verkeerd. Dis Want ek het nog nie daai trokke gesien hier beweeg in ons dorpie. Iemand is getik. Okay. Anyway, daar was 'n hele storie, ek gaan dit vir julle daar volg. Ag nee, maar dis eintlik sad. Dan weet jy, sosiale media, mense sien partykeer video's raak wat mense nie wil sien nie. En hier's een van daai video's wat ek gesien het, maar ek wou dit nie aanstuur nie, want dit is gruwelig. Disturbing. Dis baie disturbing. En ek weet nie, jy sê, het jy die enige gesien van die Sasco trok drywer en die 2 medewerkers wat in 'n rooftog? Nee. Ek het een gesien vir 'n dametjie wat van 'n brug af is of iets. Ek weet nie eens of dit van Suid-Afrika is nie. maar Nee, dis gelukkig dan nie okay. Suid-Afrika. Alright, dit is al trok ietsie wat ek. Hoorie maar ons trokdrywers het swaar deesdae. Regtig. Ons het. Maar hierdie was nou 'n baie disturbing ene gewees van 'n Sasco trok wat Sasco die brood. Ja, Sasco die brood. Okay. En jy sien die 3 mense wat sit voor in die trok. Okay. Daar kan jy so klein vinnige prentjies sien. En hulle word beroof. Sien skielik die deure gaan oop en word hulle beroof. Nou wys hulle mense hoe hierdie 3 mense alles oorhandig wat hulle het. Hulle selfone, wallets, geld, alles. En next minute skiet die mense hulle. Nadat hulle beroof het, skiet hulle nog steeds is hulle dood. Ja. Dit is verskriklik hartseer. Weet dis mense wat werk, mense wat families het en so voort en hulle het alles gedoen wat van hulle verwag word. Hulle het gegee. Juis om hulle lewe te spaar. Ja. En hulle word nog steeds geskiet. Nou, so hulle wys op die okay, want die trok het mos daai trok videoetjies, nê, is ek reg? Ek weet ek het eenetjie gesien van 'n man geruime tydjie terug wat hy slaap wat hulle hom ook so en toe kom hulle agter hulle is op 'n kamera toe druk hy sy hand so teen aan of iets. Maar ek het nie die dis nou nie die gesien nie, hoor. Ongelukkig het hierdie nou versprei op sosiale media is baie disturbing. Maar ook tot 'n mate 'n goeie ding. Omdat daar 'n goeie prent was van een van die persone. Okay. En toe is die persoon geïdentifiseer op 'n bus. Raar. Ja, hulle sê hierso, dit het later uitgekom dat dit 'n Zimbabwean citizen was. Mungai was spotted by a member of the community inside a bus. He then notified the police and led to the arrest of the suspect. So as dit nie was vir hierdie video nie, dan het hulle hierdie persoon nie kon arresteer nie. Dit pla my bietjie dat elke nuus wat ons nou so ver hierdeur gaan, is dit een of ander oorsee, 'n buitelander. Ingevoerdes. Ja. Ek noem hulle deesdae ingevoerdes. Ingevoerdes. Want jy weet nie, jy kan nie sê van waar of hulle is nie. Maar dit is my hartseer want hulle neem niemand meer in konsiderasie nie. Nee. Daar is nie meer, ek is jammer om dit reg te sê, maar daar is nie meer 'n veldkleur nie. Hulle gee nie meer om is jy van hulle eie nasie nie. En daar is nie eers meer 'n hoe kan ek sê, daar is nie 'n siel vir hulle nie. Ek dink die mense het siele nie. Want jy kan nie net moer en jy voel niks nie. Dit is daar's nie meer 'n respek vir lewe nie. Ja. Hulle neem die Here se werk in hulle hande, finish en klaar. Exactly. Nou, op 'n bietjie 'n ligter nuus, maar eintlik ook nog ernstig. Nee, maar jy bring ons altyd daai nuus. Ek is gelukkig. Ek sien alweer net die komiese sy van hierdie. Okay. In Klerksdorp se TVET College campus het die arme studente amper die hele dag gestaan en net rondgestaan terwyl hulle veronderstel was om 'n eksamen te geskryf het. Reg. Ja, die eksamen was veronderstel om 9:00 die oggend te begin. Okay. Maar blykbaar was daar vroeër 'n verandering van die koerierdienste. En as gevolg van een of ander fout het die koerierdiens nooit opgedaag met die vraestel nie. Ek hoop hulle het ons op 100% gegee. So yeah, on the first day of the exam, it was Tongue campus. They started the exam at 12 instead of 9. So hulle het daarom maar goed dan. Hulle eksamen geskryf, maar shame. Dink jy is vraestelle wat toe nou opgestel was of dink jy hulle het eventueel dit gekry? Ek dink hulle het die koerier drywer gaan soek. So ja, nou gaan ons net 'n bietjie ligtelik gesels want ons volgende week
Julle volgende week is stemweek. Ons noem dit nou Jene, maar ons is baie voting week, it's voting season. En volgende week is dit Woensdag, Woensdag. Dis Woensdag. Gaan die hele land uit om te gaan stem en ek hoop jy's een van daai mense wat gaan stem asseblief. Dis nie 'n vakansiedag nie. Dis nie by die huis sit en Jy kan net 'n vakansiedag maak. Gaan vote net eers. Ja, gaan vote net eers. Ja, Dan gaan sit 'n vakansie. vote. Moenie die braai aansteek voor jy gaan. Dink dieselfde. Ek weet jy kry weer merkies hierdie jaar. Ek dink so. Ek dink so nee. So met ander woorde wat ek wil jou eintlik uitdaag. Ja. As ons 'n merkie kry nou. Ek weet nou nie. Maar ek wil jou uitdaag. As jy daai vure aansteek, neem 'n foto. Gaan dit wat weer as jy so gaan wees? vote. Gaan dit weer so wees? So, Ai, die duimpies. Ek voel dat ons oorseese mense het flippend goed gedoen. En dis juist waaroor ek. O, is dit Ja. Ek het video's gekry binne Nadine se maatjie wat in Nederland, O, ja. maatjie nie, meer 'n kollegaatjie op 'n tyd gewees wat vir ons 'n video gestuur. Ons het gister het ons ook op TikTok hieroor gesels en die mense wat ingeskakel is en weet waarvan ons praat. Dit was my flippend interessant wat ek vir Duncan ook gesê het is die toilets. So Duncan was so ver, ek dink 'n kilometer of ietsie uitmekaar, ek kan nou nie onthou nie. Ek hoop ons kan ook daaraan dink hier in Suid-Afrika. Nou die ry, miskien moet ons 'n stukkie van daai video klippie insit. Ek sal 'n bietjie kyk daarvoor, maar Ek sal vir jou aanstuur. ja, Ek het hom. ek sal baie graag asseblief Dan wys jy dan mik jy's op daai stukkie Dat waar die ons- opslaan toilette is. So jy sal nie 'n verskoning hê want daar's mense wat op 5 ure gestaan en wag het om te gaan. Ja. En ek werk dink het. ons IEC en ons regering kan leer daaruit. Ja, dis wat ek wil sê. Leer Ja. daaruit en pas dit Maak toe. dit maklik vir ons. Ja, maak dit makliker vir ons mense, vir al die ouer mense wat daar sit in daai rye staan. Interessante ding, ekskuus laat ek jou in die rede val wat jy nou sê van die ouer mense onthou, dit was my vraag ook. Wat van ons ou mense wat nie kan staan nie, wat dalk kriket of wat ek al. En dit was Albert wat ons reg gehelp het Ja. doen, nê. Wat vir ons genoem het dat maar jy kon voor die tyd laat weet dat jy kan nie gaan stem nie. En dan het hulle het so ver gegaan dat hulle tot vir jou uitgaan na jou huis toe dat jy kan stem. Maar dit is iets wat nie duidelik gemaak was nie. Ek was nie bewus daarvan nie. Met 'n vorige munisipale verkiesing wat ons hier gehad het hulle die mense hulle het mense gehad wat in die ry afkom van die IEC. Okay. Wat gesê het, wys my jou ID en as jy ouer as 'n sekere ouderdom was, het hulle jou uit die ry uitgehaal en in 'n ander ry gaan sit wat vinniger geloop het. En ek het dit verskriklik waardeer en ek dink baie van die ouer mense dit ook waardeer en ek hoop hulle doen dit weer. Ek glo hulle sal dit weer doen, maar ek wil amper sê do the next step. Do the next step. Go further. Dink aan die mense wat in die rye staan. Ja, en nie net dit nie. Maak dat jou voters wil kom vote. So dink aan fasiliteite en dinge wat dit makliker maak sodat ek nie as persoon moet sit en dink, ag, maar weet jy wat, vandag is my been seer, never mind, ek gaan nie vote nie. Jy moenie vir die doen mense iets. verskonings gee. Ja, daar's sy. En ek wil sê, gemaak net jou kruisie vir jou regmakertjie of wat ek al agter die regte party en daarby wil ek sê, hierdie party is nie 'n betalende Ja, laat ek dit hierdie- regstel. Hierdie advertensie is nie 'n betalende een nie. Hy is slegs deur ons gebetaal. Ja, ons betaal vir die. So daar's hy. As ek daai So ek as- weet nie hoe hulle daai woorde presies sê nie. Ja. Hierdie is 'n Maar- betalende advertensie deur die party, dan wil ek huil. Ek kan nie. Ek weet jy, Maggie, het jy van 'n foonoproep ook gekry. Dit is komieklik. Nee. As jy wil stem vir my. Stem vir my. Dis nie vir ons. Maar interessant het daar oor see reported sê hulle dat daar 78092 Suid-Afrikaners by 111 konsulate gestem het. Which is Tussen good. 17 en 18 Mei. Hulle stem oor 2 dae. Ons kan op 2 dae stem. Daai is baie goed en dan het ek ook gehoor dat Amerika dit blykbaar nie so baie duidelik gemaak waar die ouens kan gaan stem het nie. So ek dink ons het 'n bietjie stemme verloor ook van oorsee. Ja. En natuurlik kry die Karens. Sorry. Wat maar jy sê jy het nie die reg om te stem nie. Jy het die reg om te stem as jy van Suid-Afrika is want As jy omstandighede dwing jou. As jy oor see is, kan jy stem as 'n Suid-Afrikaner. As jy nog 'n paspoort het en jy's 'n Suid-Afrikaanse citizen, Ja. al het jy dual citizenship, jy mag stem.
En ek dink ons het baie mense se stemme verloor omdat hulle gedink het omdat hulle in die buiteland is. Ja, en hulle word verplig deur omstandighede om daar te wees. En nou wil Karen nou kom, die president van Suid-Afrika word en sê, maar jy het nie reg nie, want jy het ons land verraai. Ja. Ons ouens verraai nie ons land nie. Hulle het regtig Mense wat in die buiteland werk in die buiteland baie keer omdat hy moet. Nie omdat hy wil nie. Hy moet sy gesin versorg. En hy is nie werk in Suid-Afrika nie. En as jy werk kry, is dit nie lonend nie. Jep. Dis die ander ding, ja. Jy kry baie Suid-Afrika het 'n ongelooflike hoë werkloosheidssyfer. Ja. So waar moet die mense kry wanneer goed soos SCB nog teen hom tel? Presies, ja. En dis hoekom hulle oorsee gaan werk. So as iemand oorsee gaan werk en hy's jou buurman, moenie kwaad wees vir hom en vir hom allerlei name gaan noem nie. Hy het 'n geleentheid om dit te gaan doen. En dit was slim, hy het dit gebruik. Hy het dit gebruik, ja. Want dit is nie maklik om daar te kom nie. Ek het vanoggend toe kyk ek 'n video net so voor ek na jou toe kom en die ou begin, ek dink ek het dit gescreenshot, want ek wil reeds terug gaan later na sy profiel toe. En hy begin met, jy jou verraaier en goed, maar ek is soos, reg, kyk, ek gaan vir jou nou 'n comment los en ek is nie 'n keyboard warrior nie, maar hierdie ou soek my. En iets sê vir my luister net die video klaar, soos dit aan gaan sê, ek wil vir jou sê, ek admireer jou en ek haal my hoed vir af en hy change. So weer soos wat ek na hom luister, toe besef ek, Maggie, jy was ook baie vinnig om amper op jou perdjie te spring, nê. En ons het dit ook al baie bespreek. Dat maak net eers klaar. Luister die hele gesprek voordat jy antwoord of iets soek om op. Of net jou opinie belewer. Don't be a bully. En ek was amper een. En ek preek dit, you know. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor wat alles in Klerksdorp gebeur. Hierdie naweek natuurlik, môre is ek by die Hot Rods. Ek gaan 'n bietjie foto's weer daar neem by Star Raceway. En almal is welkom asseblief as julle iets soek om te doen. Kom maak 'n draai by Star Raceway, kyk 'n bietjie Hot Rods en jy kan selfs jou braai saambring en kom braai. Wat nice is van dit, ek glo dis die Hot Rods span, ek wil nie naam uitsonder nie, hy sal weet wie hy is, maar ek wil vir hom sê dankie. Ons het laasweek van hom gepraat toe ek. Hy het dit vir die bikers nice gemaak. So as jy as 'n biker daar aankom en jy het jou colours aan, R50 entry. Dis al wat jy betaal. So jy kan 'n massas opkom. Gaan kyk wat ons. Dis nou bietjie 4 wiele daai is en nie 'n 2 wiel daai is nie. Ons het eintlik hierdie Dis hoekom hulle afslag kry. Want hulle twee wiele minder. Maar ja, dis R25 per wiel. Ja, dit nou weet ek hoe julle ouens my entry uitgewerk het. Maar ondersteun hulle. Kom ons ondersteun. Dis winter, dit is koud. Jy mag jou braaitjie mos bring, nee. Ja, die aand gaan 'n bietjie koeler raak miskien, maar deur die dag gaan ek nog steeds sê bring 'n hoed. Ja, dis die waarheid. Kyk, ons is deesdae aan die Kaap. Ons het ook ons 4 seisoene. 4 seisoene in een dag. Nee, jy sien baadjie aan en uit en dan kom ek nee. Maar ek is hopelik ook môre aand of môre. Jy weet ons Maggie is naweek uit die dorp. Ek sien hele dag daar. En die ander ding van wat lekker is van Star Raceway, bring die kinders. Gesin. Daar is die lekkerste kinderspeelarea met 'n trampolien. Dis regtig. Daar's soveel klimrame en goeters. Ek dink daar kan seker omtrent 100, 200 kinders inpas. En ons is nog die enigste wat hulle toelaat by die pits, nê? Is ek reg? Die publiek mag in die pits in beweeg, net nie met drank of klein kinders moet dopgehou word. Onder toesig, So onder toesig, ja. Maar gaan neem 'n foto's aan met jou favourite Hot Rod ryer. Ek het vandag of gister geleer, jy sê nie 'n drywer nie, jy sê 'n ryer. Dis 'n drywer as hy agter 'n stuurwiel sit in 'n cage of 'n kar. Die bikers noem die mense wat in 'n karre ry ryers. Op die bike. Nee, op 'n bike is jy 'n ryer en in 'n kar is jy 'n drywer. Daar's hy. Ek leer baie deesdae met hierdie dinge. Ek gaan na Ivanhoe toe, daar by the Garden Bridge of the brug of baie mense noem dit 'n ander naam. Ek sê ook net Garden Bridge. So ek weet hy sing ek dink 7 uur. Man met ook 'n goue stem daar. Weet jy, iemand het gister vir my gevra wie sy en regtig, wie is Ivanhoe? Ja. Really? Hulle het my gevra wie sy. Hoe sing hy? Ek weet hy's ook 'n groot TikTok. Sy video's gaan flipping groot op TikTok. Maar hy het mos in kompetisie deelgeneem en dis waar hy eintlik begin naam maak het as ek reg praat. Maar
ek weet nie, ek love net sy stem. So ek is môre aand gou daar en dan afhangende hoe lekker ek kuier daar, dan sal ek dalk trots toe gaan. Ek weet nie. Want ek probeer party naweke regtig hierdie ou groot lyfie 4 keer. Jy kan net op soveel plekke wees, ja. Ja, Scallywag was ons nou by op die plot gewees. O ja? Wat 'n flippin event. Dit was so amazing. Daai plek was chock-a-block. Sy joene. Sy het 'n show gegooi wat skrik vir niks. Onthou dit was gratis toegang ook. En so dan, ek het gedink ons gaan buite hou, want ek het gedink, ek vat net baadjies saam die hele tyd, en toe hou hulle dit binne, en dit was nou nogal, en hulle het voorsiening gemaak, daar was baie fans, soos jou fan, het groter, vir die ouens wat rook daar binne. So almal kon lekker kuier. Kyk, Amala Hasie was nou weer besig en baie het gedink, daar was een tannie wat vir my gesê, "Yes, mens weer lekker getrek tannie." Ek word vir die laaste 5 jaar glad nie meer getrek nie. Ek sal my potensiekie geniet, maar ek raak nie getrek nie. Ek tree so op. Jy het nie aldag drank nodig om jouself te geniet nie. Om te doen wat ons doen, het ons nie drank Jy nodig het nie. nie, jy's op jou eie haai. Ons is natuurliks. Ja, dit is net 'n bondeltjie vreugde. Nee, mense sal partykeer mense sien wat hulle self geniet en dan dink hulle, o, dis die drank of dis iets. Dit is nie. Dit is jy moet net leer om jouself te geniet. Ja, met 'n drank in jou hand, hoekom nie? Jy kan. Daar's 'n verskil tussen drink drink en dronk elke word. nou en dan, maar ja. En ek raak baie nog meer chatty as ek 'n bier of 2 in het en dan ek sal naderhand soveel praat dat my stem wegraak. So ek wil altyd 'n koeldrank of iets So laat drink. my nog na jou luister. Ek het 'n koeldrankie dalk, maar ek mag hom nie drink nie want apparently hou TikTok nie daarvan as jy. Hulle weet nie wat jy drink, hulle weet of jy water drink of jy koffie drink nie, maar jy het iets in jou hand en jy ek kry hier warnings en ek we stick to policies, ja. Ja, ons is nogal ons is baie getrou as dit by reëls kom. Dis een. Wyntuin is op môre. Ek het gedink hulle het klaar gemaak vir die winter, maar ek verstaan nee. Môre het hulle dis nog warm genoeg. Wyntuin. Mense, ken julle die Wyntuin? Die weet nog nie, daar was nie. Die mense, ek persoonlik was nou nog nie daar nie, maar nee, man. Ons kom nie daarby uit nie. Ons het dinge om te doen, maar ek wil baie graag en dit lyk so lekker. Jy moet gaan kyk, die plaasprodukte en goed dit is alles die meeste hou my. Vir die mense wat nou nog nie daar was nie, julle moet gaan kyk op ons Wat Gebeur Waar. Ons het 'n klomp goed, ons het ons altyd daar by mekaar kry en die mense stuur vir ons hulle advertensies. Alles op een punt. Maar as hulle nou nie stuur nie, soek ons nou maar. Ons help die gemeenskap, maar gelukkig op hierdie stadium hoef ons nie baie meer te soek nie. Nee, hulle stuur nou nog op baie. Ek wil net noem. Ek gaan genoem van waar is Wyntuin? Wyntuin. Ja. Op die Wesselspad uit. So jy gaan by Star Raceway verby. Ja. Dan gaan jy Wyntuin toe. So 5 kilos about na die Star Raceway. En as jy klaar by Wyntuin was op pad terug, kan jy sommer daar trots toe. Ja. Double entertainment eendag. Daar is mense wat nou oulik raak. Ek wil dit vir julle gee. Ek het julle gevra stuur asseblief julle goed anders gaan nie weet nie. Maar nou raak hulle so oulik. Hulle stuur of my September maand so goed. Ja. Ek gaan nie so vroeg dit plaas. Ja, ons pos die events vir die volgende 2 weke. Ja. Partykeer probeer ek om vir die maand strek. Ja. Dit hang af hoeveel daar is want ons wil julle nie oorlaai nie want as daar 100 goed in die Wat Gebeur Waar is, dit baie maklik kan gebeur, dan 'n mens wil nie niks net nie, dit raak boring. So ons bring dit wat regtig belangrik is vir die volgende 2 weke of 'n bietjie langer as spasie is. As ek sien, okay, dit is 'n event wat jy soos 'n damesoggend jy moet daai kaartjies ten minste al 'n maand voor die tyd begin verkoop. Dan sal ek hom ook vir jou laai reeds om voete te kry. Die doel van dit is om voete na jou event toe te kry, dis kom ons dit doen. En ons doen dit gratis. Ja, baie gesê nie. Volgende week gaan ons bietjie baie besig wees. Ek gaan so vlugtig gooi. Jy? Robbie Wessels is hier, so ek dink dit gaan talk of the town wees. Mense geniet sy leeuloop en wat. Ons moet nog besluit wat ons volgende naweek gaan doen. Dit is baie moeilik om te besluit. Robbie Wessels is awesome. Ek weet hy's awesome, maar dan sit 'n Digel ook. En ek en jy is ons 'n bietjie besig daarmee met ietsie ons sal later van tyd. Ons werk nog aan daai ene, maar ons gaan later bevestig. Maar ons gaan by die Digel wees. Maar as dit werk, gaan dit baie lekker wees. Ja, so ek het gedink ons moet by Digel toe gaan en dan van daar af gaan spokkies toe. Want die show is daarmee aan. Dis 'n idee. Dan is daarmee ook. Nee, jy moet net tyd na my insit. Ons gaan flou kuier. Dan wil ek graag die Sondag aand wil ek nou by Oasis se kerk wees. Hulle het Joshua Nareen
Joshua na die reën. Ja, en dis maar R100 'n kaartjie. Hulle maar net die kerkkantore skakel dink ek en te hoor is daar nog kaartjies beskikbaar waarvan ek weet is daar. Okay. Dan is ons nou ek gaan nie nou daai enetjie noem nie. Ek gaan ook nie daai enetjie noem nie, dan weet ek Tanya Els het 5 ouer veer. Gaan kyk die poster daar. Hy kontak haar as jy nie seker is nie. Dit is vir Cancer Wife. Okay. Is 'n ladies morning. Dis hoekom ek sê ladies morning. Maar ons kan dalk net hierdie enetjie herhaal. Ons sal mee in die nuus en herhaal. Dan kan jy haar kontak as daar nog plekkies beskikbaar is waarvan ek bewus is. Behoort daar te wees. Dis 'n goeie doel hierdie. Tanya doen altyd 'n goeie ding. Sy pak nie kankerbewustheid en kanker sake na in die hart en hulle moet ondersteun word en onthou dis nie 'n ding wat weggaan nie. Hy gaan dit affekteer nie net 'n persoon nie, dit affekteer 'n familie. Familie, ja. En baie keer nog baie verder as 'n familie, vriende ensovoorts. Ja, dit doen. Kyk, baie mense dink, jy weet, dit is net jou naaste, dit is nie net jou naaste nie. Ek het op Facebook en ek dink baie mense weet al van haar Eywa, die dogtertjie met die hartprobleem. Haar mamma was nou Marula Media, het sy 'n artikel van haar gedoen. Daar's gaan kyk dit uit, daar's 'n wat sy ding, Back a Buddy of wat se ding? Back a Buddy. Back a Buddy. Okay. Hulle vra daar vir hulp. Donasies. As jy dit nie hard vind doen het. Daai dogtertjie almal verloor nie moed nie. Ek haal my hoed vir haar af. Jo. Maar as ek aan TikTok so kyk, ja, ek het al gehuil agter haar video's, regtig, want jy kan sien sy probeer moed hou, maar sy bly mens. En soos sy sê, sy verlang na 'n ander dogtertjie, sy verlang na 'n man, sy verlang na 'n eie bed, sy verlang na 'n eie badkamer. Ek kan net imagine hoe voel dit om vir meer as 'n maand al in 'n gastehuis te bly. Ek kan nie eens partykeer daaraan doen nie. So kom ons help haar. Kom ons kyk waar ons kan. Jy's julle TikTok ouens. Ek is 100% seker die TikTok ouens weet presies van wie ek praat. Kom ons help. Dan het ons Valmasseer. Valmasseer. Is dit hoe mense dit uitspreek? Ek weet Die nie. busdienste. Wow, Valmasseer. Valmasseer. Ja, Ek sê altyd Valmasseer. Val. Valmasseer. So, omdat ek Valmasseer. aan die Ja, Vaal okay. rivier. Die baas van die plaas is oorlede daar. Hi. So ek het gesê ek hoop daar kom 'n week wat ek nie hoef te sê ek dink in 'n gesin nie, maar baie sterkte. Ek weet hy het baie verskil gemaak in ons gemeenskap hier so in Klerksdorp. Ons harte gaan regtig uit weer eens na julle gesin toe ook. En dan het ek gelees net so vlugtelik. Ek het nie hierdie week baie nuus gedoen nie. Ek was meer op TikTok. Maar ons praat vir Maar ons praat hoe lank. Van daai man wat deur die pitbull gebyt is in die lig. Dit is verskriklik. Wie hy en die sy moed om te doen wat hy gedoen het, admireer ek verskriklik. Ja. Om sy familie te beskerm terwyl vrou en sy hy babatjie. verskeer word. En die maat oor die babatjie gaan lê nie in die motorkarretjie in Ja. die karstoeltjie verstaan Maar ek nie. daai man het baie seer gekry. Ek het foto's van hom gesien in die hospitaal waar hy verbande om elke lig, alles, sy vingers, sy bene, alles. Ja. Manne, Hy's verskeer. En daar's 'n gemengde gevoel oor dit wat die mense sê raak van die hond ontslaan, die ander mense soos but why die hond. Eerste plek voel ek die hek moes nie oop gewees het nie. Ek verstaan hy het by sy ouers gaan kuier of hulle gesin het by hulle ouers gaan kuier en oorkantse mense sê ek was oop of 'n bietjie oop of wat ek al maar die honde daar uitgekom. En dis ouens, net soos wat ek wil sê pas op vir drink en bestuur. Ek wil vir alles sê pas op. Vandag se lewe ietsie wat jy dink kan nie 'n ongeluk wees nie, draai actually op die lelikste ongeluk uit. Yep. So ek wil nie blame nie. Dit is nie my plek nie. It's not a blame game. Maar ek is vrek bang vir honde want ek was al self deur een gebyt gewees. Weer is een van daai gevalle, dit is 'n mens wil nie graag kant kies nie, want dit gaan altyd van iemand aan die ander kant, 'n vyand van jou maak. Dis reg. So ek sê vir mense, weet wat, sit terug, lees, lewer jou opinie as jy regtig moet. Maar mooi moenie oordeel nie. Ja. Dis waar die probleem inkom met hierdie goeders. Opinies, geen probleem nie, maar moenie oordeel nie. Want die oomblik as jy oordeel, het jy 'n kant gevat. Ek wil nie sê lewer jou opinie nie. Ek wil sê deel net jou gevoel. Deel jou gevoel, ja. Maar hou dit Skaffelik. Hou dit soos wat jy sou voel as jy in die skoene gestaan het. Ek sê altyd jy kan nie judge
as jy nie dit self deurgegaan het nie, you never know what's happening tomorrow. Jy weet nie wat gaan op jou pad kom nie. So jou mond is dalk nou vol om te gooi wat jy voel en môre gebeur dit met jou en mense oordeel jou en jy kry seer. Ja. So ag, have a heart. Have a heart. Dis eintlik wat ek wil sê, have a heart. Dit is eintlik. Ek hoop nie ek het nog nuus wat ek nou gemis het nie, want ek het weer 'n note gemaak, maar ek praat weer baie hierdie Ek dink ons moet ons recording afsluit, as daar raak die ding baie lank. Ja. Ek moet die ding edit. So ek gaan hom nou weer moet deurkyk en stukkies uitsny indien nodig. Ek gaan ons middag 'n bietjie laat gaan ons 'n naweek hou. Ons gaan kyk, ek weet nie of ons gaan tyd kry om live te gaan nie. Vandag, nee. Ja, want die editing van hierdie goed kan partykeer 'n rukkie vat en ek wil dit nie graag afjaag nie. So Ja, nou ons begin gesels. Ek en jy fokus te veel. Maar kom ons laat julle mense nou weet, en dis nou vir die mense op die live op Facebook wat daar's een of twee wat daar kyk en 'n klomp mense daar op TikTok. Elke middag 3 uur wil ons graag hier live gaan, maar sit van 3 Facebook nie TikTok. Op TikTok van 3 tot 4 live gaan, bietjie dinge te bespreek, dinge wat social issues, dinge wat ons lewens as Suid-Afrikaners affekteer. En ja. En ek moet sê ek voel belangrik vandag, want dit begin voel of ek regtig by nuus is wat Jesus skerm, dit hey, ons raak nou oulik. So ja, ons het 'n video gaan skiet hierdie week, baie interessante een. Hy behoort volgende week ergens op te kom. Ja, oor bikers. Dit is my een van die elkeen van ons video's is so. 'n Mens leer iets. En ek het gedink ek weet alles van bikers omdat ek by baie biker events was en Dayjols en so aan. Maar ek het wraggies 'n paar dinge geleer. Ek ook, ek self. Jy's ook baie by die biker. Dis my gemeenskap. Wat 'n interessante ding wat jy geleer. Die brotherhood woord, believe it or not. Ek weet tog altyd is 'n belangrike woord, maar ek nooit regtig weet waarvoor dit staan nie. So toe ek nou die verduideliking daaromtrent kry, ek sê myne. Nou kyk en nou net. En selfs die leerling sê of die lisensie storie. So ja, kyk uit vir daai video. Ja. Dit is baie lekker. Dit gaan baie interessante video wees. Hy gaan volgende week opkom. Ons hoop ons mik vir Dinsdag, maar op die laaste. Dis as ons te veel TikTok nie. Want jammerlik, ons is rarig twee mense wat absoluut ek voel dis respek. Dis as ek so vir Rian kyk en sê dan moet ek partykeer onthou maar jy's daar agter die skerm, ek moet vir jou ook kyk. Dis my respek om in iemand se oë te kyk en met hulle te praat, want ek weet ek het hulle aandag en hulle het my aandag en ons hoor actually wat ons mekaar sê. So as ek op TikTok of Facebook of wat ek al is, gister het gebeur wat ek 'n WhatsApp gekry het terwyl Rian my gepraat het en ek moes regtig antwoord en ek is soos ek hou nie daarvan nie, want mense kan sien ek is besig met my foon. En dit werk nie vir my, dis nie respek nie. Dis hoekom ek op TikTok my kleinkind. En wie die interessante ding is dat 'n mens met vriende kan gesels wat nie naby is nie. Ons het ons vriend Duncan wat in Duitsland sit. En ons kan met hom gesels asof hy in jou sitkamer sit. Dis die lekkerste. En ons is ongelukkig in so gejaagde lewe dat jy kan nie meer by mekaar kom nie. Petrol's duur geraak, jy kan nie meer vir iemand van die Kaap af vra om kuier nie. So hierdie is my letterlik ek kuier in my sitkamer met jou. Noodwendig my sitkamer, gister op die bed wat ek in kant gevang was. So ja, but I'll do it. Julle en ja, ek dink dis omtrent dit. Ja, ek hoop so. As ons iets gemis het, ons het nie so 'n ordentlike blooper nie. Gewoonlik gebeur iets wat in elk geval 'n blooper is. En die mense let dit nie op nie. Nog steeds nie. Ja, weer as mense wat nog steeds nie weet aan die einde van elkeen van ons video's. Ja. Ons gesels net video's op ons gesels net Facebook page. Ja, daar's hy. Jy wag, kyk daai video, die nuus episodes en heel aan die einde na die logos gewys het, is daar ietsie. Hulle moet kyk as daai gesels net. As hy gewys het. Anita, dan gaan jy sien wat se stront ons eintlik aanvang partykeer. As daar iets gebeur het. Ek sê maar elke keer het ons gelag. Elke keer as Rian uitspattig gelag het, sal ek dit agterdaal. Dis ons krokodille, ek sien jy het toe gelaat. Ja, oulik. Maar nou ja, jou gesegtetjie. Daar sê. Julle, as jy gaan kuier hierdie naweek, dink voor jy drink. Ek hou elke week af van regtig. En net 'n lekker tyd. Daar's baie dinge om te doen en as jy nie na 'n plek toe wil gaan nie, skep 'n geleentheid.
Ja. Neem foto's, dis al wat jy gaan hê op die einde van die dag. Maar spandeer tyd saam met jou gesin, jou familie en as jy alleen is, gaan kuier vir 'n ander alleen vriend of vriendin. Maar geniet jou naweek. Ek wil eintlik sê 'n naweek vol blessings vir julle. Ja. Blessings vir die naweek, vir die week en ons sien julle volgende Vrydag weer. En nou moet ek weer smile. So geniet julle naweek. Ek gaan jou nie weer uitvang met daai ene nie. Wag, ek weet dit. Okay. Gesels net nuus episode 15. Okay. Maggie, kan jy glo ons nog like in plastic. Okay.